Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 7, 8 tot 14 Augustus. Die liefde uitmuntend uitgebeeld. Kom ons open met gebed. Ons Hemelse Vader, ons dank U dat U ons weer eens die voorreg gee om U woord te bestudeer. Liewe Heer, terwyl ons hierdie week stilstaan by uitnemende liefde, vra ons dat U Gees asseblief ons harte en ons gedagtes mag open, dat ons U woord mag verstaan. Ons bid en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Sabbatmiddag, skrifverwysings vir hierdie week se studie. 1 Korintiërs 13, Matteus 24 vers 12, Galasiërs 5 vers 22 en 23, 1 Timoteus 1 vers 14, 1 Johannes 4 vers 8. Geheeteks, 1 Korintiërs 13 vers 13. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. 1 Korintiërs 13 vers 13. Die liefde oorwin alles. Dit is waarom Paulus so baie daaroor te sê gehad het. Die koin Griekse werkwoord agapo, om lief te hê en alle aanverwante woorde en verbuigings, is die algemeenste woordgroep vir die oordra van die begrip liefde in die Nuwe Testament. Dit word oor die 135 keer in hierdie apostel se sendbriewe gebruik. Paulus se gebruik van die woordgroep beslaan uit die helfte van die vermelde Nuwe Testamentiese telling. Wat kan ons hieruit aflei? Dat die liefde 'n hooftema of dalk 'n leitmotief vir Paulus in sy sendbriewe aan die Korintiërs is. Die Nuwe Testament bevat vele merkwaardige skrifgedeeltes oor liefde, soos Romeine 8 vers 35 tot 39, 1 Korintiërs 2 vers 9, 1 Korintiërs 8 vers 3, Galasiërs 2 vers 20, Kolossense 1 vers 13, 1 Tessalonisense 3 vers 12 en soveel meer. Niks kan naby 1 Korintiërs 13 kom nie. Verlede week het ons gesien dat niks, selfs nie eens gawes van die Gees, enige waarde sonder die liefde het nie. Van dese week bekyk ons 1 Korintiërs 13 en die gedeelte se wonderlike uitbeelding van die liefde op 'n meer deurtastende wyse. Soos ons aanstonds sal sien, is die liefde nie soseer 'n emosie nie, maar eintlik 'n ingesteldheid, 'n houding waaraan mens in alledaagse lewe uiting moet gee, in die woord en daad, andersins is dit nutteloos. Wat liefde werklik is, en hoe dit prakties werk, kom tot volle uitdrukking in die lewe van Jesus. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 15 Augustus.